Hallo, hierdie is skryf vir jou se tweede binneblik. Daar was amper net een, 'n one hit wonder, maar hier is ek nou by die tweede een. Dit was 'n baie bedrywige tyd, sedert die eerste een, die laaste week voordat ons live gegaan het aanlyn. En fisies besig, kop besig, emosioneel besig. En ek is baie besig, ons is oop op die dag, presies 2 maande nadat ek die domein kry vir jou gekoop het ons oopgemaak op die 3 April en al goed verkoop en geship, verskeep, dit die mooi Afrikaanse woord. So ek gaan definitief mooi verduidelik hoe ons dit gedoen het, maar ek wil nie regtig hê hierdie moet net eenvoudig nog 'n how-to video wees nie. Dankie vir die mense wat how-to video's maak, want as dit nie daarvoor was nie, het ek verseker 'n hele paar keer te muur opgehou. Waardeer dit verskriklik baie. Daar's ongelooflik baie how-to's wat jou presies help en ek gaan daar kom, ek gaan baie mooi deel hoe het ek begin, wat het ek eers gedoen, wat het ek tweede gedoen, wie het my gehelp, op watter platforms is skryf vir jou ensovoort, want ek dink dit is belangrik om te weet. Maar wat ek in die laaste week besef het, is wat is die heel belangrikste bestanddeel? Die heel belangrikste ding wat jy nodig het om 'n aanlyn besigheid, seker enige besigheid, seker enigiets in die lewe aan te pak, te begin en deur te voer, is stamina, uithou vermoë. Nie genoeg geld nie, dis nice, nie genoeg tegniese vaardighede nie, great, maar jy kan dit leer. En daar's resepte vir min of meer alles, van boekhou ding tot bou van 'n site. Maar daar's nie 'n resep vir stamina nie. En dat kan nie wees nie, want my breekpunt en jou breekpunt is nie op dieselfde plek nie. Ek dink myne is vroeër. Mens knak nie onder dieselfde tipe van druk nie, of dieselfde tipe goed is nie wat vir my erg is nie vir jou erg nie, en dinge wat vir my maklik is dalk vir jou erg. So dit is hoekom daar nie 'n stamina resep is nie, maar dit is die nodigste ding. En stamina is nie sexy nie. Dit lyk baie keer soos snot en trane, sweet, vloek. Dis is moeilik. Maar wat bemoedigend is dat jy dit kan oefen. Jy kan dit leer, jy kan stamina leer. En jy kan beter word met dit. Ek het in hierdie week wat ek baie stamina nodig gehad het, gedink oor hoe maklik dit vir my is wanneer ek oefen en swaar kry om te weet, nou vorder ek. My spiere is seer, ek is uit asem, ek weet ek raak fikser, ek weet ek raak sterker. Maar in die lewe, wanneer dit gebeur, voel dit vir my dikwels, dis 'n teken ek moet ophou. Nou moet ek stop. En dit is nie. Dis 'n teken dat jy nou oefen om sterker te word om by die volgende vlak van stamina uit te kom, wat jy wel is waar gaan nodig het. So elke probleem en bult wat jy teekom, is 'n geleentheid vir jou om stamina te bou. En ek kan nie vir jou sê hoe diep ek in my stamina reserves moes grawe die laaste tyd nie. So voordat jy enigiets aanpak, dink ek jy moet dinge in plek kry om jou te help met stamina. So dit is ook nie sexy nie. Dis nie gewone goed so. Eet redelik okay, oefen, beweeg, sodat die sisteme in jou lyf aan die gang kan kom en dat jy nie die hele dag voor jou rekenaar sit en sukkel nie. Wat ek vind baie goed werk is, ek het 'n paar
podcasts wat ek volg, wat spesifiek oor die goed praat waarmee ek nou besig is. En dit help so nou en dan om na 'n kalm stem te luister en nie na die weird onsamehangende stemme in jou eie kop nie. So luister, gaan soek 'n paar podcasts, luister daarna en leer om jouself te motiveer. Dit is baie gevaarlik om op ander mense staat te maak vir jou stamina. Ek dink jy kan nie, maar as jy jouself verbeel dat jy kan, is dit werk nie. Want wanneer jy baie stamina nodig het, is as jy in die middel van die nag wakker skrik en besef 'n produklyn het nie gewerk nie. Jy kan dit nie maak werk nie. Jy het dit nou genoeg geforseer. Dit kan nie. Dit kan ook. Maar dit is wanneer jy dit nodig het. So jy moet maniere vind om jouself aan te moedig om uit te hou en aan te hou en gewoonlik net met klein stappies. Ek is 'n verskriklik bigger picture tipe mens. Kyk ver vooruit, kyk wyd. En dan is dit ongelooflik oorweldigend. Ek kan myself nie sien daar uitkom nie. Maar ek kan wel een klein volgende stapie neem en net nog een, en net nog een en nie probeer om die hele prentjie te sien nie. Net die volgende stapie, net die volgende stapie. So dit is my gedagte wat ek graag gedeel het, is stamina. Miskien net om af te sluit, is hierdie verskriklike waardevolle ding wat ek in die laaste tyd gehoor het, wat my baie help. En ek probeer baie gemaklik raak met hierdie ongemak. Wakens van Ensaka het in een van die, ek het by Ensaka aangesluit en by hulle geleer hoe om 'n website te bou. Dit is 'n e-commerce platform. En in een van die sessies het hy gesê dat problems weed out the competition. So hy was in 'n gesprek met iemand gewees oor besigheid en hoe elke probleem wat jy in jou industrie oorkom, het ander mense gepootjie. Nou ek wil nie hê mense moet gepootjie word nie, but that is the name of the game. Sekere goed laat mense ophou. En ek weet dit baie goed, want ek was daai sekere mens wat baie keer opgehou het en gedink het, nee, hier is 'n teken dat ek nie moet aangaan nie. Anders sou dit nie so verskriklik moeilik gewees het. So waar ek se uitkyk is, dit is 'n geleentheid vir jou om 'n trappie verder te kom en te vorder. En ek dink it weeds out the competition and it also weeds out die gremlins in jou brein. Want elke keer wanneer iets baie moeilik was of wanneer jy nie weet hoe jy die probleem gaan oplos nie en jy byt vas en jy kom deur dit. Volgende keer is daai gremlin wat vir jou sê, jy gaan nie hierdie kan regkry nie. So gooi 'n bietjie uit want jy die data sê jy het die vorige keer dit reg gekry. So ja, kry vir jou voordat jy enigiets aanpak 'n stamina roetine wat jy kan doen om jou te help om aan te hou en vas te byt. Tot die volgende keer.